Hallo julle en baie welkom. Is julle reg om 'n bietjie julle breins te toets oor moderne kommunikasie? Hierdie is 'n lekker vinnige vasvraag en dit gaan julle sommer baie help om vir die eksamen voor te berei. So kom ons spring sommer dadelik weg. Goed, so hier so ons speletjie gaan werk. Ons het 4 rondes. Eers gaan ons kyk na die ou maniere van kommunikeer. Dan spring ons na die eerste masjiene, gevolg deur beelde en klank, en ons eindig in die supercool digitale wêreld. Vir elke vraag gaan ek julle so 'n paar sekondes gee om te dink en dan wys ek die antwoord. Gereed? Fantasties. Hier gaan ons. Ronde 1. Ons gaan nou terugreis in tyd, lank gelede, om te sien hoe mense met mekaar gepraat het voor daar selfone en e-pos was. Goed, hier's die eerste vraag. Watter kommunikasiestelsel noem ons deesdae partykeer slakkepos? Dink 'n bietjie, wat kan dit wees? En die antwoord is die posstelsel. Natuurlik. Ons noem dit slakkepos want, jy weet, 'n brief kan dae of selfs weke vat om iewers te kom. Dis nou regtig so stadig soos 'n slak, veral as jy dit vergelyk met 'n e-pos wat in 'n sekonde daar is. Goed gedoen as jy daai een reg gehad het. Reg, volgende vraag. Dink aan die middeleeue, lank gelede. Watter tipe voëls was toe die vinnigste kommunikasiesisteem in die hele wêreld? Die antwoord is posduwe. Kan jy dit glo? Dis ongelooflik om te dink, né? Hierdie superslim voëls kon boodskappe oor honderde kilometers dra, baie vinniger as wat enige mens op 'n perd kon ry. Vraag nommer 3. Wie staan bekend as een van die heel eerste uitvinders van die radio? Vat goue oomblik, wie was hierdie slim persoon? En daai man se naam is Guglielmo Marconi. Sjoe, hy was 'n ware pionier. Dink net, hy het uitgevind hoe om boodskappe deur die lug te stuur met onsigbare radiogolwe. Geen drade nodig nie. Dis 'n reuse deurbraak. Reg. Hierdie een het 2 dele, so luister mooi, né? Eerstens, wat presies is morsekode? En tweedens, vir watter 2 vroeë stelsels is dit gebruik? So, morsekode is 'n baie slim kodetaal wat net kolletjies en streepies gebruik om die hele alfabet en al die syfer voor te stel. En dit was super belangrik vir die telegraaf en die vroeë radio. Dink daaroor, dit was basies die heel eerste manier om 'n elektroniese boodskap oor 'n lang afstand te stuur. Sjoe, julle doen wrakkies uitstekend. Kom ons beweeg aan na ronde 2, die eerste masjiene. Ja, nou begin die regte tegnologie inkom en dinge raak vreeslik interessant. Goed, eerste vraag van die ronde. Wie het die telegraaf uitgevind? Onthou julle dalk die naam? Die antwoord is Samuel Morse. Sien julle die koneksie? Die masjien se naam is die telegraaf en die kode se naam is Morsekode. Hy het al 2 uitgevind, die masjien en die taal wat die masjien praat. Dis nogal slim, né? Reg, nog 'n vraag met 2 dele. Wat noem ons 'n tikmasjien se sleutelbord? En hoekom is die letters nie sommer net in alfabetiese volgorde nie? A, B, C, D. Hierdie is 'n baie interessante een. Kom ons kyk. Die sleutelbord word 'n QWERTY-sleutelbord genoem. Kyk gou af na die sleutelbord voor jou. Sien jy daai eerste 6 letters? Q, W, E, R, T, Y. En die rede hoekom dit so deurmekaar lyk? Wel, op die ou tikmasjiene was daar klein metaalarmpies vir elke letter. En as jy te vinnig getik het hulle in mekaar vasgehaak. So hulle het die letters wat mense die meeste gebruik ver van mekaar afgesit om die tikproses stadiger te maak en te keer dat die masjien breek. Baie slim. Volgende vraag. Wie was die persoon wat die telefoon ontwikkel het sodat amper almal een in hulle huis kon hê? Wie het dit vir ons moontlik gemaak om sommer net die telefoon op te tel en met iemand in 'n ander huis te praat? En daardie belangrike persoon se naam is Alexander Graham Bell. Sy werk het die wêreld heeltemal verander. Vir die eerste keer kon mense se stemme deur 'n draad ry en direk in iemand anders se huis gehoor word. Dit was die regte begin van die telefoon soos ons hom vandag ken. Julle is op 'n rol. Dis tyd vir ronde 3, beelde en klank. Tot nou toe kon ons net luister of lees, maar nou gaan ons kyk na die tegnologie wat ons toegelaat het om ook te sien. Goed, hierdie een behoort maklik te wees vir julle. Noem enige 2 dinge wat 'n moderne selfoon kan doen wat niks met oproepe te doen het nie. Ek is seker julle kan aan 'n hele klomp dink. En daar is so baie moontlike antwoorde. As jy enige 2 van hierdie genoem het, is jy heeltemal reg. Jy kan SMS'e stuur, foto's neem, speletjies speel, op die internet gaan, video's kyk. Die lys gaan aan en aan. Ons fone is letterlik klein rekenaartjies wat in ons sakke pas. Kom ons gaan aan.
Wat kan 'n televisie of 'n TV soos ons hom noem, doen wat 'n radio glad nie kan doen nie? Wat is daai een groot belangrike verskil? Presies, dis die bewegende prente. 'n Radio gee vir jou net klank, maar 'n televisie gee vir jou klank plus die bewegende prente. Dit het alles bymekaar gesit sodat jy nie net kon hoor wat aangaan nie, maar dit ook kon sien. En net so is ons by die laaste ronde, ronde 4, die digitale wêreld. Nou praat ons van die goed wat ons elke liewe dag gebruik, rekenaars en die internet. Kom ons kyk wat julle weet. Goed, 'n lekker tweedeel vraag om die laaste ronde af te skop. Eerstens, waarvoor staan daai twee letters PC? En tweedens, wie is die baie bekende stigter van Microsoft? Die antwoorde is PC staan vir persoonlike rekenaar. Dis mos die rekenaar wat baie van ons by die huis of by die skool gebruik. En die stigter van daai reusagtige maatskappy, Microsoft, is die baie bekende Bill Gates. Ons is amper aan die einde. Noem 2 voordele van moderne rekenaars en die internet. Hoekom is hulle so nuttig en spesiaal vir ons vandag? Sjoe, daar is so baie voordele. As jy enige 2 genoem het, is jy reg op die knoppie. Hulle is byvoorbeeld baie kleiner as die ouens, hulle kan 'n ongelooflike klomp inligting stoor en ons kan dinge doen soos e-ko stuur of selfs gesels met vriende aan die ander kant van die wêreld deur video-oproepe te maak. Reg, hier is dit. Die heel laaste vraag van ons vasvra. Wat presies is die wêreldwye web, daai www wat ons oral sien, en watter groot effek het dit op die hele wêreld gehad? Dink mooi hieroor. Die wêreldwye web is eintlik soos 'n reuse, massiewe digitale biblioteek wat propvol inligting is. En die grootste effek wat dit gehad het, dit het ons groot wêreld soos 'n baie kleiner plekkie laat voel. Hoekom? Want dit het kommunikasie so vinnig en maklik gemaak dat ons nou met enige iemand, enige plek op aarde kan gesels en inligting deel. En dit is dit. Julle het dit gemaak. Mooi so almal. Julle het die hele vasvraag voltooi en julle het regtig fantasties gedoen. Ek hoop dit het julle sommer baie gehelp om al die werke bietjie beter te verstaan vir daai eksamen. Voor ek groet, los ek julle met een laaste ding om oor te wonder. Nou dat kommunikasie so blitsvinnig is, watter ongelooflike nuwe manier van praat met mekaar dink jy gaan volgende uitgevind word? Dink 'n bietjie daaroor. Baie sterkte met julle eksamen en onthou, moenie ophou vra nie.